Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend kom uit lied 286. Ek noem vir lied 286, doen slegs u wil, Heer. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my die potte baken, met my die klei, vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly, witter as sneeuw, Heer, was my vandag, laag aan uw voeten, wil ek steeds waak. Doen slechts u wil, Heer, u wil met my, tot heel my lewe, u is gewy. Maak van my hart, Heiland u troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus in my sien word. Die Here sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Nou geliefdes, die Here het ons gegroet met sy seën. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur saam te sing uit lied 157. Here Jesus, ons is saam. Geliefdes, deur die wet leer 'n mens wat sonde is.
Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal teenoor God en staan asook so teenoor mekaar. Ons luister na die wet soos opgeteken in Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of dogter, of jou diensknegt of diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt of sy dienstmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou broers en susters, omdat die woord ons leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons geloof bely en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dan kom ons bevestig ons geloof weer eens deur saam te sing uit lied 177. Jesus groot bo almal. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Kom ons buig ons hoof voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. O Here, ons kom vanmôre weer tot U in hierdie oomblikke wat ons kan stil staan, U woord kan oordenk en na luister, Here, waar ons U kan loof en prys vir dit wat U vir ons doen. Here, ons dank U vir elke dingetjie wat ons uit U Vaderhand ontvang, so onverdiend.
maar U is 'n God vol van genade en liefde. En Here, sonder U genade en U liefde kan ons nie op hierdie aarde bestaan nie. Ons sal totaal en al verval. Dankie dat U bemoei met ons, Here. Dankie dat U met die kleinste dinge in ons lewens betrokke is. Waar dit tydjies vir ons lyk of dinge absoluut onaanvaarbaar of nie heel reg is nie of nie opgelos kan word nie, Here, bring U met tyd, raad en oplossing. Want Here, wat ook al die uitkoms is, wat ons dink en wat ons doen, laat ons op U vertrou en ons hoop op U plaas, Here. Here, ons dink vanmôre besonder aan die wat siek is, die wat swaar kry, Here, die wat tydings ontvang van groot siektes wat hulle hulle liggame so beïnvloed dat hulle beperkte tyd het, Here. Dink aan hulle wat swaar kry, Here. Die oues van daai, die jonges, Here. Daar's soveel wat nie rigting het nie, Here. Wat so verkeerd deur die lewe gaan omdat hulle nie die regte opvoeding in U naam ontvang het nie, Here. Dat daar verandering kom, Here, dat ons die mense kan terugkeer na U woning toe waar U woord volgens U geskrifte kan ontvang, Here. En daar het U genade ontvang, want dit kan net als gebeur deur U genade alleen. Maar Here, laat dit nou rustig raak in ons harte. Laat ons luister wat U vir ons wil hê om te hoor, Here, en versterk ons harte daarmee, dat ons kan vas staan in die geloof, en dit wat U vir ons gee. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine 4, vanaf vers 13 tot 25. Ek noem vir Romeine 4, vers 13 tot 25, en soos gewoonlik lees ek uit die 1983 Afrikaanse vertaling. Wat beloof is, word deur geloof verkry, is die opskrif daar. Dit is trouens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immer die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte. So sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en Sarah te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk, en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek het deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat aan God glo wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is van wie ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Tot sover ons skriflesing, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God sal altyd bly staan. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend, soos jy kan sien, daar is die grootste stamboom op aarde. Ons teksvers kom uit Romeine 4 vers 16, die tweede gedeelte, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immer die vader van ons almal. Nou, ter inleiding, ons kyk hierso na die soeke na wie ons is.
Want geliefdes in die Here, een van die grootste industrieë wêreldwyd vandag is webwerwe soos Ancestry.com en of MyHeritage en nog ander. Want miljoene mense spandeer duisende dollars of rande en stuur selfs al speeksel in vir DNS-toetse. Maar waarom? Want ons het 'n diep ingeboude behoefte om te weet waar ons vandaan kom. Ons wil almal weet aan watter familie ons behoort, wie ons voorvaders was, watter eienskappe sou ons by hulle geërf het. Ons op soek na identiteit in ons stamboom. Maar in Romeine 4 skryf die apostel Paulus aan mense wat besig was met 'n reuse geveg oor hulle geestelike stamboom. Die Joodse gelowiges het gesê, ons is die elite. Ons is die eksklusiewe nageslag van Abraham, want ons het die wet van Moses en ons onderhou die reëls. Hulle het gedink hulle het die monopolie op God se familie. Maar Paulus skryf hierdie brief om hulle hele idee van 'n stamboom omver te werp. Hy vra eintlik vir hulle en vir ons vandag, wie se kind is jy regtig? Hoe lyk die ware DNS van God se familie? Kom ons kyk na 3 dinge wat hierdie skrifgedeelte ons leer oor ons nuwe identiteit en die stamboom waaraan ons behoort. Eerstens, ons familie-erfenis word nie deur reëls bepaal nie. Ons kyk daarna verse 13 tot 16. As jy na 'n aardse stamboom kyk, word dit bepaal deur bloedlyne en biologie. Die Jode in Paulus se tyd het gedink hul geestelike stamboom word bepaal deur die wet, deur die nakom van reëls en rituele. Maar Paulus wys in vers 13 op 'n historiese feit. Toe God hierdie groot belofte aan Abraham gegee het, dat hy die wêreld as besitting sou ontvang, was daar nog glad nie 'n wet van Moses nie. Want Abraham se tyd was Genesis 11 tot 25. Die wet het eers in Eksodus 20 gekom. Die wet het dus met ander woorde eeue later gekom. Abraham het nie in die stamboom van God se belofte beland omdat hy sy lysie reëls volmaak afgetik het nie, maar omdat hy geglo het. Paulus sê in vers 14 iets baie kragtig. As jy jou plek in God se familie moet verdien deur die wet volmaak na te kom, dan is die stamboom leeg. Waarom? Want niemand van ons kan die reëls volmaak nakom nie. Die wet bring juist die straf in vers 15, want dit wys net ons oortredings uit. Dan kom ons by die geestelike DNS-toets. As God se familie gedefinieer word deur hoe goed ons leef, sou die stamboom by Abraham begin het en ook net daar geëindig het. Daarom sê vers 16 vir ons, die belofte kom deur die geloof, en dis uit genade, so dit van krag kan bly vir die hele nageslag. Jou plek by God is nie 'n lidmaatskapkaart wat jy verdien deur jou eie prestasie nie. Nee, dit is 'n geboortereg wat jy verniet ontvang deur geloof. Ten tweedens, ons aartsvader se kenmerk, geloof teen alle hoop in. Ons kyk hier na verse 17 tot 22. As ons wil weet hoe die kinders in die familie lyk, moet ons na die vader van die stamboom kyk, Abraham. Elke familie het maar sekere familietrekke. Die manier van hoe ons loop, die kleur van ons oë of 'n spesifieke geaardheid. Wat is die familietrek van Abraham se nageslag? Paulus beskryf dit vir ons so mooi in vers 17 tot 22. Die familietrek van hierdie stamboom is nie perfeksie nie, maar geloof wanneer alles hopeloos lyk. Kyk na Abraham se situasie. God beloof vir hom 'n nageslag soos die sterre van die hemel. Maar volgens die feite van die lewe was dit, kom ons sê, amper belaglik geweest. Abraham is amper 100 jaar oud. Met ander woorde, sy liggaam is gedaan. En Sara se moederskoot is dood. Daar is geen natuurlike biologiese toekoms vir die familie nie. Maar dan lees ons in vers 18. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Hy het nog gehoop en geglo. Maar waarom het hy geglo? Nie op sy eie vermoë nie, maar op die karakter van God van sy stamboom. Hy het geglo in God wat dooies lewend maak. Hy het geglo in die God wat dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. En dit is die DNS van ons familie, broers en susters. Dit is 'n DNS wat nie vaskyk in die doodsheid van die omstandighede nie, maar wat ten volle daarvan oortuig is dat God die mag het om te doen wat hy beloof het, volgens vers 21. As jy nou vandag in 'n situasie sit wat vir jou soos 'n doodloopstraat voel, en jy kies om ten spyte van die donkerte
om jou op God se beloftes te vertrou, dan wys jy jou familietrekke. Dan lyk jy net soos jou geestelike vader Abraham. Derdens, ons is ingeskakel by die grootste familie op aarde. Nou bring Paulus die finale, ek wil amper sê dramatiese wending in vers 23 en 24. Hy sê die hele geskiedenis van Abraham is nie 'n blote ou familiestorie nie, wat ons om die vure vertel het nie. Dit is ons verhaal, dit is ons realiteit. Wanneer ons glo in die God wat vir Jesus, ons Here uit die dood opgewek het, word ons amptelik ingeskakel by dieselfde stamboom. En kyk hoe lyk die familiewapen wat Jesus vir ons verdien het in vers 25. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer. En hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Deur die opstanding van Jesus Christus het God die grootste, meeste verse familie op aarde geskep. Daar is nie meer 'n familie wat net tot een volk of een kultuur beperk is nie. Want vers 17 sê vir ons, ek het die vaders van baie nasies gemaak. Of jy Jood of nie Jood is, of jy ryk of arm is, of jy 'n man of 'n vrou is, of jy oud of jonk is, ongeag wat jou verlede of jou aardse agtergrond is, die oomblik as jy jou vertroue in die opgestaane Jesus Christus plaas, toets die skerm van jou hemelse DNA-toets na groen toe, want jy is dan 'n kind van Abraham, jy is 'n kind van die belofte wat gegee is. Maar nou kan ons die vraag vra, wat beteken hierdie nuwe identiteit vir ons? As ons weet wie se kind ons is, verander dit mos alles oor hoe ons vandag leef. Met ander woorde, jy hoef nie meer 'n identiteitskrisis te hê nie. Die wêreld probeer vir jou sê jou waarde lê in jou, kom ons sê, bankbalans, jou prestasies, jou status, hoe goed jy in jou werk is, of natuurlik jou foute van die verlede, wat jy daarvan hou om uit te basyn. Kyk maar in die nuusberigting goed. Maar as jy in Christus is jou identiteit onwankelbaar vas. Jy is vrygespreek, aanvaar en deel van God se ewige stamboom. Tweedens, wat die nuwe identiteit vir ons inhou, ons dra die familie-eienskap van hoop. Wanneer die wêreld rondom ons moedeloos en pessimisties raak oor die toekoms, wat baie mense vandag is, mag die kinders van Abraham nie saam in die hoek sit en ween nie. Ons hinder mekaar, ons dien die God wat dooies lewend maak. Ons leef nie met 'n waaghalsige hoop nie, want ons weet wie ons Vader is, ons weet waartoe in staat is, want sy woord het dit deur en deur bewys. En derdens belangrik, ons leef in geestelike eenheid. Omdat ons almal deur dieselfde genade en geloof in hierdie familie ingebring is daar nie plek vir geestelike hoogmoed nie. Niemand is beter as 'n ander nie. Ons is broers en susters van dieselfde Vader, gered deur dieselfde Heer Jesus Christus. Dit is belangrik dat ons dit besef. Ons is 'n geestelike eenheid. Ons het die familie-eienskap van hoop. Ons het nie meer 'n identiteitskrisis nie. Geliefdes in die Here, ek sluit af met die volgende. As mense hierdie week vir jou vra, hoe was die lewe se storms jou laat twyfel oor jou waarde? Onthou wie se kind jy is. Jy is nie 'n produk van die toeval nie. Jy is nie die som totaal van jou mislukkings of jou eie pogings om goed genoeg te wees nie. Nee, luister weer en luister mooi. Jy is 'n kind van die belofte. Jy dra die DNS van geloof, gekoop deur die bloed van Jesus Christus en bekragtig is deur sy opstanding. Wat meer wonderlike, kragtige woorde kan dit wil jy hoor? Wat meer wil jy in jou siel ingrafeer deur te weet, Jesus Christus het aan die kruis gehang, sodat ons kan leef, dat ons vrygespreek kan word, sodat ons sondes vergewe kan word, dat die pad na God oopgemaak is vir ons. Want wat God aan ons beloof het, word deur die geloof verkry. Wandel hierdie week met die selfvertroue van 'n koningskind. Want dit is wie hy is. Amen. Kom ons bid saam. God, Hemelse Vader, ons gaan nou staan aan die begin van 'n nuwe week en ons hart is vol dankbaarheid
Ons dankie vir die onverdiende genade wat ons elke dag ontvang. Dankie dat ons identiteit en ons toekoms nie van ons eie krag of ons eie vermoë afhang nie, maar dat ons veilig mag rus in die beloftes van U wat getrou is. Here, as ons môre weer die wêreld instap, ons werk, ons roeping, wat ons ook al doen, bid ons dat U hand van beskerming oor ons geliefdes sal wees. Bewaar ons op die paai waar ons gaan, Here, en in die plekke waar ons bly, ons huise, waar ons ook al is, Here, wees U met ons. Maar ons lê ook vanmôre die nood van ons gemeenskap, die mense om ons en ons land voor U. Ons bid vir die siekes en diegene wat fisies of emosioneel ly. Skenk aan hulle U tasbare krag, genesing en die diepe wete dat U slegs of dat U selfs in die donkerste nag by hulle is. Ons bid vir diegene wat in hierdie koue en winterstye en andersins moeilike tye nie 'n dak oor hulle kop het nie. Here, wees U hulle skuilplek, gebruik ons as U hande en voete en warmte en omgee om te bring wat hulle nodig het, Here. Ons dink aan elke ouer en elke gesin wat tans sukkel om kos op die tafel te sit. U is die God wat voorsien. Ons vra dat U op 'n wonderbaarlike manier uitkoms sal gee waar daar waarskynlik geen uitweg is nie. Here, vul ons hierdie week met 'n waaghalsige hoop. Laat ons as U kinders leef met harte wat oop is vir mekaar, hande wat gereed is om te help en oë wat op U gerig bly. Ons vra dit alles in die groot en almagtige naam van ons Here en Vader, Jesus Christus. Here, wees U met ons. Amen. En slotte sing ons saam uit lied 208. Ek wil die Here loof en prys. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.